Vir die wat gevas het, of wat nog steeds besig is om te vas, dink ek praat ons al klaar te lank. Die broodjies wag daar agter. Prys die Here, is my wonderlik om ook die woord te kan kom bedien vanaand. Kom ons sit net eers so, dan sluit ons oë. Dankie Here Jesus, dat ons reeds vanaand kon sien, Here, dat U besig is om te werk onder ons. Dankie Here vir U Heilige Gees. Dankie Here dat U nou geestesoë en geestesore oopmaak. Dankie Here dat U ons ontvanklik maak vir hierdie woord wat sal uitgaan. Dankie Here dat ons weet dat U woord sê dat U woord keer nooit leeg terug nie. En daarom weet ons vanaand Here dat hierdie woord vir Charisma Fellowship bedoel is vir vanaand. Ons gee vir U al die eer en die lof in Jesus naam. Amen. Nou, Christo het al reeds my preek so half vooruitgeloop, en as ek nou gaan begin met die preek, dan sal julle sien hoekom. En terwyl hy dit gesê het ek so gelag daar so in my binneste, want ek weet, dit is die gees van God wat werk, dit is so in lyn met wat ek wil bedien vanaand. Nou, die tema van my preek vanaand is, waar ons was en waar ons nou is. En ons tekstgedeelte, julle kan saamblaai as julle wil, is in Efesiërs 2, vers 11 tot 22. En ek gaan vir julle lees, daar is vanaf vers 11 af. En daarmee skop ons dan, of eindig ons dan hierdie tema vir hierdie maand, wat sê, be inspired. Van volgende week af is die nuwe tema, spirit-led, né? Dieper, okay. Maar ons eindig dan vanaand met die tema van be inspired. En ek gaan vir julle saam lees hier in Efesiërs 2, vanaf vers 11. Dit sê daar so, hou dan in gedagte wat julle vroeër was, van geboorte af was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat self die besnedenis noem, al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak het hy homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een gees, vrye toegang tot die Vader, soos wat Christus net nou gesê het. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Net daai gedeelte daarso. Nou, ons kan so maklik kan ons vergeet waar ons was. Ons kan so maklik vergeet waar ons was voor ons wedergebore is, voor ons weer kinders van God geword het. Partykeer vergeet ons so gou-gou dit wat ons was, daar waar ons was, en dit kan baie vrae uitlok, en dit kan so baie mense kan vra, ja, maar ons, eintlik is ons nie voorstel om eers weer aan te dink en so, maar ek gaan nou verder, sal julle sien, hoekom sê ek, dat ons moet partykeer 'n bietjie herinner word aan daar waar ons was, aan die tye toe ons, nog voor ons bekering. Ons kan baie keer, en baie mense mee gebeur dit, dat jy hoogmoedig kan begin raak. Nadat jy wedergebore is, en jy het vergeet van daar waar jy was, dat jy kan hoogmoedig raak, en regtig so vergeet
van waar jy was, en vergeet, wat het God werklik vir jou gedoen, met jou gedoen. Ek het byvoorbeeld, nou die dag het ek gery in my kar, en die meeste van my tyd, as ek so in die kar ry, dan spandeer ek tyd met God, en ek praat met God, en so aan. En terwyl ek ry, en ek dink aan waar ek was, en waar God my kom uithaal het, is dit of God se gees my praat, en hy sê, maar wie jy wat? Selfs in daai tyd, het ek geweet waar gaan ek jou gebruik. In daai tyd het God reeds daai plan gehad met my. God het geweet daai tyd al dat hy gaan vir my gebruik by Charisma Fellowship. God het daai tyd al geweet hy gaan vir my gebruik in Zambia. Hy het daai tyd al geweet waar gaan hy my oralste gebruik. Selfs al was ek in daai tyd op 'n plek waar ek God nie gedien het nie. Selfs al was ek op daai punt gewees, op daai plek gewees waar die Here my nog nie kom uithaal het en gesê, hoorie, maar ek gaan jou gebruik. Dis waar ek jou wil gebruik, dis waar ek nog nie gered was nie. Maar God het nog steeds sy plan gehad met my. So maak nie saak waar jy is, al is jy in die wêreld nog, of al was jy in die wêreld, het God geweet, dis waar ek jou gaan gebruik. Dit is my plan met jou lewe. En dit is altyd goed om terug te kyk. Om terug te kyk en te sien waar het God jou uitgehaal. Waar was jy gewees? Om te onthou waar jy was en wat jy was. Wat is die groot werk wat God in jou lewe gedoen het. Maar meer as dit, baie meer as dit nog, om te herinner te word aan die persoon wat jy daar uitgehaal het. Baie meer, om jou te herinner aan Jesus Christus wat jy daar uitgehaal het. Om jouself te herinner daaraan. En die wyse waarop hy jou gered het. En ek het daai oggend in die kar, het dit vir my weer verby my geflits, die oggend wat ek weet, waar ek my lewe vir God gegee het, waar ek op my tee in my sitkamer gegaan het, en daar gesak het en gesê, Here, vanaand, of vanoggend, nou kan ek nie meer, Here, ek gee nou oor. Daai oomblik sal ek nie vergeet nie, waar ek daar opgestaan het vir my knie af, waar ek met vrede wat alle verstand te bowe kon gegaan het, opgestaan het en geweet het, die Here het met my gepraat en ek het my lewe vir God gegee op daai dag. Dit is altyd goed om net die groter prentjie te sien. Ek weet nie wie van julle was al hier by Midval Hospitaal, as jy daar instap, al die skilderye wat daar is en so aan. Ek sê dit is goed om die groter prentjie te sien, want daardie skilderye word nie al weggesteek, net die een gedeelte is sigbaar en die ander gedeelte nie. Daai skilderye is oop vir ons om die hele prentjie te kan sien, die hele skildery te kan sien. En deur dit kan ons ook die persoon wat dit geskilder het, sy werk waardeer, deur die groter prentjie te sien, waardeer ons die persoon wat daai skildery geskilder het. Nou, dit is presies wat Paulus in hierdie teksgedeelte doen. Hy maak vir ons hierdie werk van God. Kom hy en hy maak dit vir ons oop. Hy wil hê ons moet die groot prentjie sien. En hy wil hê hierdie gemeente, met wie hy daar praat, moet die groter prentjie sien. Hy wil hê hulle moet die geheel skildery moet hulle kan sien. Hy wil hê dat hulle moet sien waar hulle was en wat Christus kom doen het. Wat Christus vir hulle kom doen het. Dit wil hy hulle moet sien. En as 'n mens dit lees, en as 'n mens daai gedeelte mooi gaan sit en oordink en weer gaan deurlees, dan sê ek dat ons as geredde kinders van God, het ons het alle reg om te sê, Here, dankie vir dit, daar waar jy my uitgehaal het. Dat ons moet eintlik so nederig wees. Ons voorstel om so dankbaar te wees. So nederig, so dankbaar, opgewonde te wees vir dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. En vol waardering voor God te kan staan. En vir God kan sê, Here, maar dankie vir dit. Ek eer U, Here. Vol waardering voor hom te staan. En waar ons vanaand nog nagmaal gaan hou, waar ons kan verlustig in dit wat hy in ons elkeen se lewe gedoen het. Dat ons kan verlustig en sê, Jesus, dankie, waar ons aan die tafel sit vanaand. Here, dankie vir dit wat U vir my gedoen het. Ek recap, ek sien waar ek was, maar ek sien ook, Here, waar ek nou is, wat jy vir my gedoen het. Kom ons kyk dan na die skildery wat Paulus dan hier vir ons oopmaak, en wat se werk God in ons lewens gedoen het. Hoor wat sê Paulus in vers 11 en 12. Hy sê daarso, hou dan in gedagte wat julle vroeër was,
Van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle, hoor mooi wat hy sê, sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Yes, en as ek dit so lees, dan is dit so asof daar 'n mens half 'n beklemming kry, wat ek vanmôre gesê het. As 'n mens daai lees sonder God, sonder 'n burgerskap, dan is dit vir my so asof waar beklemming kom. Here, maar is dit waar ons was? Is dit waar ek op 'n stadium was, Here, sonder u genade? As jy dit alles kan saamvat, sê dit net een ding: hopeloos. Dat ons hopeloos was in daardie tyd. Hy sê ook daar, hy sê, hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Met ander woorde, onthou julle hopelose verlede. Onthou julle hopelose verlede, daar waar julle vandaan kom. En hy sê daar, onthou dit kom as 'n opdrag. Hy sê nie, maar weet, sal julle, maar hy kom en hy sê, onthou dit. Hy bring 'n opdrag, hy gee 'n opdrag. En letterlik beteken dit, onthou. Roep dit weer in herinnering, daar waar jy was. En nou kan jy vir my sê vanaand, ja, maar Corrie, maar die woord sê ook vir ons, vergeet van wat agter is en strek jou uit na wat voor is. Ons wil dit nie onthou nie. Maar ons verlang nie terug na ons verlede nie. Ons verlang nie terug na ons verlede nie. Ons verlang nie terug na daai verlede, daai sonde waar ons die partytjie saam met die vriende gehou het of wat ook al jy gedoen het. Ons verlang nie terug daarna nie. Ons verlang nie terug daarna nie en ons moet net onthou waaruit ons gered is. Ons lewe nie in die verlede nie. Ons lewe nou. Ons lewe in nou as geredde kinders van God. Maar ons roep in gedagte waar hy ons kom uithaal het. Ons moet onthou waaruit hy ons gered het. Nie net wat ons was nie, maar ook waar ons was. Sê net een ding. Dit was hopeloos. Dit was 'n hopelose situasie gewees. En ons teksgedeelte lê dit in die woordjie sonder. Daar waar hy sê, sonder Christus, sonder deel aan die verbond, sonder hoop, sonder God. Kom ek probeer verduidelik, ek het gedink aan iets mooi om dit te verduidelik, maar ek kon nie regtig iets kry nie. En al wat in my gedagtes kon opkom is eendag, ons het so groot 'n kaamverboom voor in ons yard gehad. Ek was nog in die laerskool gewees in ons huis in Slampark en my een oom het ons kom help om die boom af te saag. Ons wil hom heeltemal tot niet gemaak het, want hy mors verskriklik. En wat het hy gedoen? Hy het op die tak gaan sit wat hy afsaag. Het hy gaan sit. Wat het gebeur? Hy het aarde toe gekom saam met die tak, het hy geval en daai boom was hoog gewees. En hy saam met daai tak het hy geval. Wat het gebeur? Hy was wind uit. Hy was wind uit gewees, so erg dat ek het amper weggehardloop. Sy wind was uit gewees. Nou, as ek dit vir julle so kan verduidelik, laat 'n mens jouself, wie was al wind uit gewees? Wie weet hoe voel dit? Hoe erg is dit? Hoe voel dit om te probeer asemhaal, maar jy kan nie asemhaal nie, né? Dit is erg. Dit is nie lekker, jy voel hopeloos, jy voel magteloos, jy kry nie asem nie. Daar is sekere dinge wat 'n mens mee saam kan lewe, wat 'n mens nie kan sonder gaan nie. En die een van hulle is asem. Jy moet asem hê. Selfs as 'n diepsee duiker, as hulle lug begin opraak onder die see, moet hy opkom. Anders dan gaan hy doodgaan. Dit is een van daai dinge. Jy kan nie sonder dit nie. En in ons teksgedeelte is dit of Paulus vir ons 5 dinge omkring, of 5 dinge vir ons wil uitlig in hierdie hopeloosheid. En wat hy vir ons wil probeer wys, dat sonder dit kan ons nie. Hy wil vir ons hierdie 5 dinge uitlig. En hy wil vir ons sê, sonder dit kan julle nie. Dit is hoekom hy daar vir ons sê, sonder Christus, sonder deel aan die verbond. Kyk waarmee begin hy. Hy begin deur te sê, sonder Christus. Die heel eerste ding sê hy, sonder Christus. Nou, wil jy weet wat is hopeloos? Om jou wind uit te val is nie hopeloos nie. Dit is niks in vergelyking met sonder Christus nie. Om sonder asem te wees is nie, dit vergelyk nie. Dit vergelyk nie om te wees sonder Christus nie. Jesus sê op 'n stadium in Markus 8 vers 36 dat jy die hele wêreld kan besit
en steeds jou lewe verloor sonder Christus. Jy kan alles hê, jy kan die hele wêreld hê, maar sonder Christus het jy alles verloor. Sonder Christus is jy niks. Onthou julle die ryk man in Lukas 12? Hy was skatryk en kon sommer op 'n vroeë ouderdom al kon hy aftree, hy het alles gehad. Maar wat sê die Here van hom? Hy sê hy was 'n dwaas, want hy was arm sonder God. Hy was 'n dwaas, hy was arm sonder God. So sonder God, sonder Christus is ons niks. Sonder Christus is ons dood, ons is hopeloos verby. Jy's 'n sondaar op jou eie. Op dieselfde lyn sê Paulus ook daar, hy sê, sonder hoop en sonder God in die wêreld, die gebrek aan hoop, wat maak dit van ons? Dit maak dat ons hopeloos is. Ons het nie hoop nie. Dit maak van jou hopeloos. En as jy dan sal sterf, soos so 'n persoon, dan selfs die bietjie wat jy dan het, die dag as jy dan sterf, dan is dit ook klaar. Dan stop dit ook daar. Daai hopeloosheid, alles, daai bietjie wat jy gehad het, dit stop daar en dit is klaar en dit is verby. Maar wat dit so erg maak, is die feit dat mense dit oor hulle self gebring het. Mense het dit oor hulle self gebring. In Romeine 1 vers 18 tot 23, praat Paulus van 'n mensdom wat die ware God ken en tog doelbewus weier om hom te ken en om hom te eer. Doelbewus weier om hom te ken en om hom te eer. Die geskiedenis het nie begin met 'n mensdom waar daar baie gode was en met tyd het hulle agtergekom, okay, maar hier's die werklike God of hier's die regte God nie. Dis nie hoe die koninkryk begin het nie. Met baie gode en so op die tyd dan kom hulle agter, hoorie, maar eintlik is hierdie die werklike God. Eintlik is hierdie die regte God. Dis nie hoe dit begin het nie. Dit het begin met God en die mense het hulle rug op God gedraai. Mense het daai keuse gemaak. Mense het besluit om weg te draai van God af. Mense het besluit om te weg te draai en te sê, maar ons wil hom nie dien nie. Weg van hom af. Maar dan kom Paulus in vers 13, en as mens nou daai gedeeltes nou so gelees het, dan is hierdie volgende vers 13, dan bring het vir ons weer soveel hoop. Hy kom in vers 13 en hy sê, vers 13 tot 18, en hy herinner ons aan Christus se werk. Ons kan ons nou verheug in wat hy gedoen het. Hy begin met, maar, en as hy begin met hy maar, dit het dieselfde skopkrag amper soos as jy vers 4 gaan lees, het dit vir my half basies daai selfde skopkrag, as hy in vers 13 kom en hy sê, maar, dit skets vir jouself die prentjie, as dit is in Volhamse opvangsgebied byvoorbeeld, het dit baie gereën, dit het soveel gereën dat die Randwaterraad besluit, hoor jy, ons sal moet sluise oopmaak, ons sal moet sê 15 sluise ooptrek. Skets vir jouself die prentjie, wie was al daar, wie weet hoe lyk die sluise by Volham? Dit is huge en dit is massas water wat hulle daar kan vrylaat. Nou skets vir jouself die prentjie van, hulle moet nou 15 sluise oopmaak, omdat daar te veel water is. Skets jouself daai prentjie van daai 15 sluise wat ewe skielik op een slag oopgemaak moet word. Nou dit is baie dieselfde as wat hierdie woordjie maar vir ons beteken hierson. Die moment waar daai sluise oopgetrek word, wat daai sluise lig, word al hierdie woorde, hierdie woordjie wat sê maar, word in dit vasgevang. Laat daai sluise met een slag oopgetrek word. En in ons skrifgedeelte hierso, sien ons dat die mense wat in 'n hopelose situasie was, mense wat hopeloos was, en God kom en hy trek daai sluise oop. Hy trek daai sluise vol oop in Christus Jesus. Kom en hy trek daai sluise oop, en daai water kom en daai water stroom, en daai water benat, daai water bedek, daai water gee lewe. Nou toe ek daardie woordjie, toe ek dit lees, en ek sien daar waar hy sê, maar, toe herinner dit my aan, waar Jesus in die kruis gehang het en gesê het, dit is volbring. Dit is volbring. Dit is so daai sluise wat oopgetrek word, en Christus kom en hy kom tot ons redding. Waar die voorhang sal skeer, en waar ons sê, maar nou het ons toegang.
Ons het nie meer 'n hoëpriester nodig wat vir ons kan ingaan en vir ons gaan nou self in. Ons kan nou na God se troonkamer gaan. Dit is met dieselfde effek, daardie maar, dit is volbring. Vers 16, hoor wat sê vers 16, dit sê, deur sy dood aan die kruis, het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Die woordjie versoen beteken om by mekaar te bring, om een te word. Daardie woordjie versoen. En die woordjie vrede word 4 maal in vers 14, 15 en 17 genoem. En dit gee vir ons 'n verdere inligting of verdere beklemtoning oor die hopelose situasie wat vers 11 en vers 12 van praat. Ek sê dit is 'n hopelose situasie, dit is nie 'n onskuldige situasie nie, dit praat van vyandskap. Dit praat van vyandskap tussen mense. Dit praat van vyandskap tussen ons en God, tussen broer en suster. Dit is waarvan dit praat. En ons sonde bring verwydering tussen ons en God. Ons sonde bring verwydering tussen my en my broer. Maar sien, daar is hoop. En dit lê alles in die antwoord. Christus se bloed het ons kom reinig. Christus se bloed het dit vir ons kom doen. En gesê, hoorie maar, ek verbreek dit. Daai vyandskap, al daai goede. Hulle wat vroeër ver van God was, is nou naby gebring. Baie nader gebring. Ek sê, hy is ons vrede. Want hoor wat sê vers 14. Dit begin met die woordjie, Christus is ons vrede. Christus is ons vrede. Hy het vrede gemaak. Want vers 15 sê, die wet van Moses, met al sy gebooie en bepalings, het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Hy het ook vrede gebring. Vers 17 sê, toe hy gekom het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede vir die wat ook naby was. So hy het ook vir ons vrede gebring. En die vrede wat Paulus daarvan praat, sê ek, is die vrede wat 'n wedergebore kind van God kry die dag as hy tot bekering kom. Daai vrede wat ek gehad het, ook van my knie af opstaan. Dis 'n onbeskryflike vrede. En dit is die vrede waarvan Paulus daar praat. Daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daai vrede wat jy nie kan beskryf nie. Met ander woorde, Christus het gekom en hy het kom herstel dat dit wat alles verwring was, dit wat alles verpletter was, het Christus gekom en hy het dit alles herstel. Daarom gebruik Paulus die woord skep in vers 15. Hy sê daarso, hy het deur sy dood die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid geskep. Dis hoe die woordjie geskep daar gebruik. Die woord nuwe dra die beginsel van wedergeboorte. Iets niets wat hy kom doen het. Iets niets wat hy kom maak het. 'n Nuwe geboorte wat hy vir ons gebring het. Uit hierdie hopeloosheid skep hy iets wat ons asem laat wegslaan. Wat die asem wegslaan. Hy het die vyandskap, die afstand wat daar was, het hy gekom en hy het dit verbreek. Hy het gekom en hy het gebreek en hy het ons met God verenig. Hy het ons daai eenheid gebring. Om deel te wees van God se volk, sê ek, om naby God te wees, sê nie, en ek het dit vanmôre ook gesê, sê nie dat jy moet 'n stel reëls byhou, jy moet sekere offers bring, of reinigingshandelinge deurgaan, en so aan nie. Dit hou in dat jy glo in die een wat daardie eenheid gebring het. Die een wat gekom het om die wet te vervul. Deurdat jy glo. Hoor mooi sê Romeine 1 vers 16 en 17 dit. Hy sê daar: ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe.
Vir ons beteken dit prakties vandag dat ras nie meer saak maak in 'n gemeente of in 'n kerk, in al ons kerke nie. Prakties beteken dit vir ons dat ons kan sê dat ras maak nie saak nie. God het gekom en hy het vir ons daai eenheid gebring. Jesus Christus in die kruis toe hy vir ons sterf, het hy vir ons daai eenheid gebring. En dit is hoe dit hoort en dit is hoe dit moet wees. Vers 18 sê, deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees, vrye toegang tot die Vader. Die Gees bring ons in die teenwoordigheid van God as sy kinders. Die Gees bring ons in die teenwoordigheid van God as sy kinders. Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 19, dit sê, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Ons het nou vrye toegang tot die heiligdom. Soos ek net gesê het, toe Jesus gekruisig is, daai voorhangsel het geskeur, ons het nou vrye toegang tot God. Ons kan tot God gaan. Nie meer nodig vir 'n hoëpriester om vir ons in te gaan nie. En dan kyk ons na die eindproduk van God se genade. En ek gaan amper daarmee afsluit, vers 19 tot 22. Die eerste ding, vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie meer bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. En dis presies wat Christus net nou ook gesê het. Laat ons nou nie meer bywoners is nie, laat ons nou meer ver is van God af nie, maar laat ons nie meer uitlanders is nie, laat ons nie meer uitgesluit is uit die burgerskappe nie, maar dat ons nou deel is van God se volk. Ons het nou hemelse burgerskap, want hy is ons koning. Ons het nou hemelse burgerskap. Tweedens, ons is lede van sy huisgesin. Ons is lede van die huisgesin van God. Is dit nie rede om ons opgewonde te maak nie? Is dit nie rede om vir ons te sê, maar ek eer u Here. Ek weet dat ek is deel van u huisgesin. Ek is deel van God. Ons is familie van God en van sy volk. Ons het al die voorregte van kind wees by God. Ons het al die voorregte om 'n kind van God te wees, om 'n kind van God genoem te word. Dit is die voorregte wat ons het as kinders van God. Ons is mekaar se broers en mekaar se susters. Ons noem hom Vader. Abba Vader. Is ons Vader, ons kan hom Vader noem. Ons is nie meer, daar's nie meer hierdie eerste klas of tweede klas gelowiges of familie nie. Ons is almal een. Ons het 'n blyplek by hom. Ons sit aan sy tafel. Ons beleef sy sorg. Ons beleef sy beskerming. Elke liewe dag, elke minuut, elke sekonde van die dag beleef ons sy beskerming, sy teenwoordigheid in ons lewens. Derdens, vers 20 sê, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. 'n Gebou waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. Ons, met ander woorde, is lewende stene in hierdie gebou, in die tempel van God. Vers 22 sê, hoor mooi, hy sê, in wie julle ook saam opgebou word, as 'n geestelike huis waarin God woon. In wie julle ook saam opgebou word, as 'n geestelike huis waarin God woon. En as ek daai gedeelte, daai vers lees, dan dink ek aan Christmas Fellowship en waardeur ons laas jaar gegaan het, waar ons almal saamgebou het, waar ons almal saamgewerk het, waar ons as een so hard gewerk het en alles saam gedoen het en so aan, as ek daai gedeelte lees. Maar ek wil hier met een ding sien. Sien julle dat hierdie tempel in 'n proses van oprigting is. In 'n proses, want hy sê daar, die woorde, saam opgebou word. Dat dit nog saam opgebou word. En dit praat van, dit sê hierso dat verskillende dele, dat daar verskillende dele is wat in mekaar ingepas word. Verskillende dele wat hier ingeskuif en daar ingeskuif, soos 'n puzzle, wat in mekaar ingepas word, nog elke dag. Dit word nie ook sommer net alles saamgegooi, en gesê, okay, daar's dit alles saamgegooi, puzzle julle dit uit, sit julle dit in mekaar, en vorm julle gemeente of so nie. Dit word elke gedeelte, elke stukkie pas in mekaar in.
God kom self en hy kap weg en hy skuur en hy pas en hy messel in, hy sit mense by. Ons moet nooit dink dat daar nie 'n plek is vir my in 'n gemeente nie. Ons moet nooit dink dat dit wat ek, of daar waar ek is, in hierdie gemeente, ek voel uit, of ek voel maar ek pas nie in nie. Jy kan miskien die een wees wat daar een kan staan, of daar een kan sit, en wat dalk stil en teruggetrokke is. Maar daar is iemand in die gemeente wat kom en hy sê, maar ek wens ek kan soos daai een wees. Ek wens ek kan daai mooi sagte gees hê. Van daai persoon wat altyd so sag as wat daai een kant is. Moet nooit dink dat jy's op jou eie, dat jy pas nie in nie. Hier sê die woord. Hy kom en hy skuif almal in mekaar in, en so pas hy almal in mekaar in. Kyk net ons lieflike gemeente wat ons het, waar elkeen in pas, en waar elkeen daardie liefde kan ervaar, en hy liefde kan beleef, en waar hy liefde kan uitleef na mense daar buite toe. So word in Christus Jode en Grieke saam opgebou as 'n geestelike huis waarin God woon. Die kerkgebou, en Christus het ook vanmôre gesê, die kerkgebou is nie die huis van die Here nie. Ons is die huis van die Here. En dis ons wat uitgaan, wat môre tussen mense gaan beweeg. Dis ons wat uitgaan, wat met mense te doen gaan kry môre en oormôre en die week daarna, waarna hulle gaan kyk. Hulle gaan nie kom en na die gebou kyk en sê, hoor hierso maar, is dit die huis van God nie. Hulle gaan kyk na ons. Hulle gaan kyk na my en hulle gaan kyk na jou as die huis van God. En dit gaan van ons afhang of ons daai lig gaan laat skyn en sê, maar ek skyn Jesus se lig uit. Want kyk wat het hy vir my gedoen. Kyk wat hy vir my aan die kruis gedoen. Ons wat ver was, ver weg van God. Ons is nou God se woning. Elke dag waar ons ook al beweeg. As kind van God wil ek vir jou sê, waardeer sy genade, waardeer sy liefde, waardeer dit wat hy elke dag vir ons doen. Partykeer is dit moeilik, partykeer kom jy op 'n plek waar jy sê, maar dit is nou moeilik. Maar waardeer dit wat hy vir ons doen. En recap, kyk waar was jy? En kyk waar het God jou uitgehaal. En onthou dat ek gesê dat ons lewe nie in die verlede nie. Ek verlang nie na my verlede nie. Ons verlang nie daarna nie. Maar kom ons kyk terug en ons sien, maar waar was ek? Kyk waar het God my uitgehaal. En ons kan daai persoon by my werk, by my skool, waar ook al jy beweeg, kan jy gaan bemoedig en vir hom sê, maar hier waar jy nou is waar ek was. Ek was daar, maar kyk waar is ek nou? Jesus Christus se bloed het dit veroorsaak. Hy het dit vir my gedoen. En hy kan dit vir jou ook doen. Hy kan dit vir elkeen van ons doen. Kom ons sit so, ons sluit ons oë. Ons dank U dierbare Vader vir U woord wat uitgegaan het. Here, dankie dat ons net weer vanaand kon kyk, Here, en kon sien waar ons was. Here, en dit wat U vir ons kom doen het. Jesus, dit wat U aan die kruis op Golgotha vir ons kom doen het. Dankie Here Jesus dat ons nie meer in ons verlede lewe nie. Dankie Here dat ons nie verlang na dit wat ons gedoen het of verlang na ons verlede nie, Here. Maar dat ons hier kan staan en ons kan terugkyk en kan sê, kyk waar was ek? Kyk waar het Jesus my gebring? Kyk waar het God my gebring? Kyk waar het hy my geplaas? Dankie Here Jesus dat ons deel kan wees, dat ons lewende stene in U liggaam kan wees, Here Jesus, waarvan U die hoeksteen is. Dankie Here dat ons op U woord kan staan en kan sê, dit is wat God se woord sê. Here, dat ons niks anderster kan of wil gebruik, of niks anderster ooit sal gebruik, as net U woord, en op U woord kan staan en kan sê, dit is die woord van God wat so sê nie. Here Jesus, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, papas, as boeties en sissies vanaand, om vir U te kan sê, Vader. Dankie dat ons vir U kan sê, U is ons Vader. En ons, wat hier so sit vanaand, is boeties en sissies. Dankie Here Jesus, ons eer U, Here, ons eer U vir die voorreg wat ons het vanaand, Here, om aan U tafel te kan sit. Dankie Here Jesus, dat ons in herinnering kan roep, wat U vir ons gedoen het, aan hierdie tafel waar ons gaan sit vanaand, waar ons van U liggaam gaan gebruik en van U bloed gaan drink. Ons eer U, Here Jesus.